woord sal gaan waar dit moet wees, Here, dat dit sal raak wie dit moet. Vader, in die naam van Christus Jesus. Dankie vir die voorreg dat ons vanmôre kon opstaan, nog gesond, Here, horende, sienende, voelende. Vader, met die voorreg om vanmôre te kan spreek, Here, om die woord te kan deel. Vader, dit wat U vanmôre vir my gegee het in die woord, Here, dat dit elkeen kan raak, diep in die hart. Vader, want daar's 'n boodskap daarin, Here. Vader, en ons besef nie altyd wanneer ons die woord lees, wat regtig plaasgevind het op daai oomblik toe dit plaasgevind het nie. Maar dankie, Here, dat U dit vandag vir ons ook openbaar. Dat ons weet en voel, Here, wat U deurgegaan het, sodat ons die voorreg, die genade kan kry, om wedergebore kinders van die Almagtige te word. Dankie, Here, ek vra dat U elkeen sal seën wat hier is, Here, elkeen wat hierdie boodskap ontvang, wat dit luister, Here, dat hulle geseënd sal wees, en dat U hand oor hulle sal wees, dat U hulle sal vooruitgaan, Here, Vader, dat U die lig op hulle pad sal wees, in Jesus naam. Amen. Weet, ek lees vanmôre, ek bid en ek vra die Here vir die woord vir vandag. Ek het niks voorberei nie. Want ek glo die Heilige Gees moet die woord gee, en die Heilige Gees moet dit lei. En ek maak my Bybel oop, en ek maak hom oop by Matteus 26, daar by vers 36. En dit is gemerk, en ek lees dit, en ek dink, ja, maar ek het al daaroor gepraat, ek het nie so lank terug daaroor 'n woord gedoen nie. En ek maak my Bybel toe, en ek bid weer, en ek maak presies weer daaroor. En ek besef toe, hier is iets andersters, en ek lees dit weer, en ek begin besef, toe Jesus daar in Getsemane was, daar in die tuin, daar waar hy gereeld gaan bid het, daar waar die disippels gereeld saam met hom was. 'n bekende plek, want as ons Johannes lees in hoofstuk 18 en in Lukas 22, 39 tot 46 en ook in Markus 14, 32 tot 42, dan besef ons dat daar het baie meer plaasgevind as wat ons besef het, want selfs Judas het hierdie plek geken en dis hoe hy geweet het dat hulle gaan Jesus daar vind toe hy Jesus verraai met die soen. Maar wat daar gebeur het is iets besonders, want nadat Jesus en sy disippels geëet het, hulle het die nagmaal bedien en Judas is daar uit, natuurlik om die priesters te gaan roep en te gaan sê waar hulle Jesus gaan vind. Stap Jesus en sy disippels nou hier na Getsemane toe. En toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. Hy wil alleen gaan bid. En dit was natuurlik iets wat hy gereeld gedoen het, want die disippels het dit verstaan, en hulle het hom sy vryheid gegee, hulle het hom toegelaat, want hulle was nie net daar om te luister en om te leer nie. Hulle het ook die gedagte gehad dat hulle hom moet beskerm, dat hulle hom moet omsingel, dat hulle moet seker maak, hy kom niks oor nie, want hulle sien hom nie net as hulle priester en profeet nie, hulle sien hom as hulle koning, want hulle het besef, hy is die Messias. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam, Johannes en Jakobus natuurlik, en begin bedroef en benoud word. Luister mooi, hy begin bedroef en benoud word, terwyl hy en Petrus en Johannes en Jakobus stap, 'n bietjie verder weg. Dis 'n benoudheid en 'n bedroefheid, want hy weet wat lê voor, hy weet wat wag vir hom, hy weet van die pyn wat op pad is. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Onthou, hier praat Jesus nou in sy vrees, hy praat in sy vlees, sy vleeslike pyn, want hy is ook 'n profeet, hy sien mos nou wat kom, hy weet die pyn wat hy gaan ontvang, hy weet die haat wat hulle oor hom gaan toepas, die houe wat hulle oor hom gaan uitoefen, hy weet dit, en hy voel dit in sy gees.
En hy praat deur sy vlees op hierdie oomblik en hy sê vir sy disippels, waak saam met my. Hy verlang nou op hierdie oomblik na hulle beskerming. En hy het nog 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hier is Jesus nog in pleit, hy voel hy pyn, hy vra God, dat hierdie beker by my verbygaan. Ons verstaan nie regtig die bedroefdheid wat in Christus was op daai oomblik nie. Laat hierdie beker, laat hierdie pyniging, laat hierdie verdriet, laat hierdie haat, laat hierdie skandes, hierdie duisternis, laat dit by my verbygaan. Jy weet, as ons moet weet wat môre gaan gebeur, dat ons dalk ons vinger afsny of so iets doen, dan gaan ons ook iets doen dat dit nie moet gebeur nie. En hier pleit Jesus. En hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Jesus is teleurgesteld, hy vind sy disippels hier aan die slaap en hy voel maar, hulle is veronderstel om saam met my te waak, hulle is veronderstel om my op te pas, hulle is veronderstel om my te beskerm. Dit is die gedagtes wat nog deur Jesus gaan, want hy is besig met hierdie geveg binne in hom, met vlees en gees. Ons moet besef dat Jesus het gekom as mens, hy voel net soos 'n mens, elke pyn, elke hou, elke pak sla, elke stok, elke klip het hy gevoel. En hy pleit by die Vader. En hy kom by sy disippels en hy vind hulle aan die slaap. En hy sê weer vir hulle, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hier sê Jesus self nou. Hy erken dit. Die vlees is swak. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hy praat hier van sy eie gevoelens. Hy praat hier van dit wat besig is met hom te gebeur. Hy wat gekom het as die voorbeeld vir my en jou. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Onthou in Lukas is daar geskrywe, dat sy sweet het in bloed verander. Die dokter sê, in vandag se dae, wanneer jy bloed sweet, wanneer daar bloed in jou sweet is dit die grootste vrees wat daar kan wees, wat deur jou liggaam gaan. Ons kan onsself nie indink, wat het met Jesus se gedagtes, se vlees, plaasgevind in daai oomblikke nie. Maar ek sit vanoggend en ek lees hierdie gedeelte oor en oor en oor en ek dink aan Christus se gevoelens. Ek dink aan, as ek saam met hom daar moes gewees het, soos wat Petrus of Johannes, dit moes gebeur dat hulle aan die slaap raak, dit moes gebeur dat hulle nie waaksaam sal wees nie, want hierdie dinge wat daar gebeur het, moes plaasvind, sodat Jesus gevangene geneem kan word, sodat hy die pad moes stap met die kruis vir my en jou sonde. Toe kom hy en hy vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, en hy het hulle met rus gelaat, en weer vir die derde maal gaan bid, en dieselfde woorde gesê. Jy sien, toe Jesus nou weer daar by hulle kom, en hy vind hulle nog steeds aan die slaap, dat hulle nie waaksaam is nie, het hy meer van 'n rustigheid gevoel, want gebed het krag, en selfs vir Jesus, as ons kyk na sy lewe, hoeveel keer het hy weggestap,
een kant toe gaan stap en gaan bid. Hoeveel keer kan ek en jy dit doen? Hoeveel keer spandeer ons regtig in gebed tyd met God die Vader deur Christus Jesus? Jesus kom by sy disippels en hy vind hulle aan die slaap. En hy voel beter. Hy los hulle. Hy het nie meer daai dwang in hom nie, hy het nie meer daai onrustigheid in hom nie. Hy is nou deur die gebed, het hy bekragtig geword en hy voel meer rustig, hy voel meer aanvaarbaar met dit wat op pad is. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort. En rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Luister mooi. In die hande van die sondaars. Al moes hierdie dinge gebeur, al moes Jesus sy lewe opoffer vir my en jou. Al moes die disippels aan die slaap raak, al was Jesus in vrees vasgevang. Nadat hy gebid het, het hy begin om te aanvaar. Want hy het geweet dis sy lot. Maar weet daardie wat hom vervolg, weet daardie wat hom kom vang, weet daardie wat hom gaan slaan, weet daardie wat 'n sondaar genoem word, wat hom kom vervolg. Weet hulle, want Jesus sy gemoed was swaar. Maar toe hy sy gebed opstuur na God en sê, nie my wil nie, maar u wil, en vir 'n tweede keer weer gaan bid, nie my wil nie, maar u wil, het hy vrede in sy hart gekry. Jy sien, dit is die vrede wat ek en jy nodig het in ons harte. Waar ons besef dat dit maak nie saak wat nie, dit moet in God se wil plaasvind, en solank dit in God se wil is, het ons vrede in ons harte, want ons weet, dit is die doel, dit is die pad van God die Vader vir my en jou. Soms gaan dit goed. Soms voel ons soos wat Jesus hier gevoel het. Ons wil opgee. Neem hierdie beker van ons af weg, Vader. Maar nie my wil nie, u wil. Soms is dit nie so lekker nie. Soms is dit seer, soms verstaan ons nie en ons het vrae en ons gaan op ons knieë en ons vra God, hoekom moet hierdie dinge met my gebeur? Hoekom moet ek hierdie pad stap? Hoekom het ek alles verloor? Hoekom het ek siek geword? Hoekom het dit met my gebeur? Maar soos wat Jesus daar in die tuin van Getsemane sit, het hy ook die vraag gevra. Net so wat ons baie in ons lewe hierdie vraag vra. Het ons nie altyd die antwoorde nie, maar die Vader sê vir ons, baie duidelik in sy woord, ons hoef geen onheil te vrees nie. Want sy stok en sy staf is met ons. Partykeer is dit 'n gevoel van bedroefdheid, 'n gevoel waar ons net wil opgee en nie wil aangaan nie. Soms voel ons ook so verlate, dit voel of God nie eens ons gebede hoor nie. Maar dan dink ons aan hierdie gebed van Jesus. Laat hierdie beker van my af weggaan. Hy was bedroefd. Hy was bekommerd. Hy het bloed gesweet. Hy was in vrees. En hy kom by sy disippels met 'n teleurstelling. Want hy het ook die vraag gevra. En toe hy sy disippels sien aan die slaap, hulle het geen bekommernis nie, want hulle verstaan nie waaroor hierdie dinge gaan op daai oomblik nie. Toe is hy ook teleurgestel. Dit is sy vriende, dit is sy broers, dit is die mense saam met wie hy nou vir 3,5 jaar gestap het, saam met wie hy alles gedeel het.
vir wie hy geleer het, met wie hy 'n bond geskep het. Hulle was 'n eenheid. En hier vind hy hulle aan die slaap. En sy hart was swaar. Nie my wil nie, Vader, maar U wil. Wanneer ons ook deur dinge gaan in ons lewe, dan besef ons nie op daai oomblik hoekom dit met ons gebeur nie. Maar jy sien, dit is sulke tye, wanneer God daai woorde wil hoor, ek is desperaat vir U, my God. Ek wil U stem hoor, my God. Ek wil U aanvoeling voel, my God. Ek is desperaat vir U. Jesus het geweet, hy sal nie daai pad kan stap. Hy gaan nie daai houe kan vat, sonder die krag wat die Here, die Vader, die Skepper vir hom gee nie. Hy is 'n koning, wat sy troon verlaat het in die hemel, waar hy alles het en alle reg en alle gesag het oor die aarde. Het hy alles verlaat, en hy het op die aarde kom woon, sonder enige besitting, sonder huis, sonder slaapplek, sonder 'n perd of 'n perdekar of 'n donkie. Hy het geen besittings gehad nie. Hy het soos 'n houbou gelewe. En hy het een ding geweet, van die begin af, waardeur hy moet gaan eendag. Wat die mens aan hom gaan doen eendag, die mense wat aangestel is as priesters, mense wat in sy huis, die tempel, die woord dra, en hy is die woord en hulle herken hom nie. En hy noem hulle sondaars, want wie hulle wat hom die hand aangelê het, wie hulle wat hom aan die kruis gehang het, al was dit vir my en jou, wie hulle wat hom gehaat het en valslik beskuldig het, wie hulle wat hom verraai het en gevangene geneem het, wie hulle. Terwyl Jesus daar in die tuin kniel en bid, dink ek, hoeveel keer het ek en jy in ons tuin, dalk nie spesifiek in 'n tuin nie, maar daar waar ons bidplek was, waar dit gevoel het vir ons of die bome om ons net dood is en geen vrug dra nie, waar dit gevoel het vir ons of die blommetjies se blare net verdor, waar dit gevoel het ons gebede het geen aanklank nie. Hoeveel keer in ons lewe het ons so desperaat gevoel en gewonder, is daar waarlik 'n God? Hoeveel keer in ons lewe het ons so desperaat gevoel en gewonder, waar is God dan in my lewe? Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dat? Want jy sien, wanneer God ons deur die reinigingsproses vat, gebeur daar dinge. Vra ons vrae, doen ons self ondersoek, en ons raak desperaat vir hom. Want jy sien, dit is wat God wil sien in sy kinders, dat hulle desperaat raak vir hom en nie kwaad raak vir hom nie. Want wanneer jou hart op die verkeerde plek is, gaan jy hom meer haat in plaas van meer soek. En dit is waar ek en jy vandag kan sê,
Ons soek hom meer en meer. Ons is meer en meer desperaat vir hom, deur elke verkeerde ding wat in ons lewe gebeur, deur elke verkeerde besluit wat ons neem, vir elke keer wanneer ons voete stamp, raak ons meer en meer desperaat vir hom, want ons weet, ons kan nie sonder hom wees nie, ons kan nie sonder hom lewe nie, ons kan nie sonder sy lig wandel nie. Ons is desperaat vir hom. Ons het die reg om vrae te vra. Net soos wat Jesus daar in Getsemane gevra het. Maar nadat Jesus klaar gebid het, nadat hy met sy disippels gepraat het, nadat hy vir hulle gesê het, hy gaan nou oorgelewer word in die hande van die sondaars, nadat hy moedeloos was, nadat hy vol vrees was, het hy daar in die tuin van Getsemane nuwe krag gekry. Vers 46 sê, staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Jesus het nie vir sy disippels gewys, hy is bang nie. Hy het nie vir hulle gewys, hy is desperaat nie. Want hier staan hy nou vol vertroue, want hy weet wat hy doen is vir die Vader. Hy weet wat hy doen is nie net vir die skepping nie, dis nie net tot die ewige lewe nie, maar dit is vir jou en my. Vir jou en my wat soms voel, ons is desperaat, vir my en jou wat soms voel, dat God hoor nie ons gebede nie, vir my en jou wat soms voel, dat daar is geen lewe in ons lewe nie, vir my en jou wat soms voel, dat ons wil ook daar in die tuin van Getsemane gaan bid, op ons knieë en sê, Vader, neem hierdie beker van my ook weg. Hoeveel keer in ons lewe het het gevoel of ons hartmiddel deurskeer? Hoeveel keer in ons lewe was die pyn so ondraagsaam gewees, dat ons nie geweet het wat om te doen nie, en die enigste uitweg was gewees, gaan op die knieë. Here, neem ook sommer my lewe. Hoeveel keer het ons dit al gedoen? Ons elkeen kan getuig in ons lewe, was daar 'n oomblik gewees, dalk meer as een keer. Dalk toe iemand 'n geliefde verloor wat te naby aan hulle was. Dalk toe iemand alles verloor het wat hulle besit het. Dalk toe iemand siek geword het en nie meer kon krag hê om enigiets te doen nie, en daar niemand is nie. Daar is soveel redes waar ons kon gevoel het op 'n dag, ek kan nie meer nie. Here, asseblief neem hierdie beker van my weg. Maar hier het Jesus bloed gesweet, uit vrees uit, omdat hy iets gaan doen besonders vir my en jou, sodat ons 'n kans gegee word deur sy genade om die ewige lewe te kan ingaan. 'n nuwe lewe. 'n wêreld wat kom sonder enige sonde, sonder enige pyn, sonder enige vrees. Dit is waarvoor ons uitsien. Dit is waarvoor ons wag. Want dit is die belofte. En as enige iemand twyfel in die woord van God, dat dit gaan kom, dan is my vraag net, my Bybel, die een wat ek hier voor my het ek al vir baie jare. En hy is gedruk op 'n spesifieke datum, en hy is geskryf in 1933 en hersien in 53. En dieselfde woorde wat daar geskryf is, staan hierin. Dit al klaar is klaar, 70 jaar verby. Maar tog
sien ons nou wat ons lees gebeur in die wêreld. Sien ons nou in die profetiese boeke dit gebeur in die wêreld. So hoe kan ons twyfel op enige belofte van God wat hier geskryf is? Hoe kan ons twyfel dat daar 1000 jaar vrede kom? Hoe kan ons twyfel dat daar 'n nuwe hemel en aarde kom? Hoe kan ons twyfel dat daar 'n ewige lewe is vir die wat gehoorsaam is en wag op die Here? Ja, ons het al gevra, Here, neem hierdie beker van my weg. Ja, ons het al gevoel en geen het op. Ja, ons het al gevoel ons kan nie meer nie. Ja, ons was al in soveel vrees. Ja, ons het dalk al met 'n handvol pille gesit om te sluk. Ja, ons het al dalk met 'n gun teen die kop gesit om 'n einde te maak. Ja, ons het al 'n gedagte gekry om van die berg af te spring. Neem hierdie beker van my af weg, Here. Maar die oomblik wanneer ons sê, nie my wil nie, maar U wil, dan begin daai vrede in ons harte opkom. En ons verstaan dat daar is 'n plan in God vir my en jou. Daar is 'n plan van God af vir ons toekoms. Daar is 'n plan wat ons nie dalk nou besef wat dit is nie. Dalk het ons al 'n idee wat dit is, maar daar is 'n plan vir jou en my lewe vorentoe. En dis 'n besluit wat ons moet maak. Nie my wil nie, Vader, maar U wil. Hoeveel keer in ons lewe bid ons? Nie my wil nie, maar U wil, Vader, maar ons luister nie na God se wil nie. Ons wil nog steeds ons eie dinge doen. Ons wil nog steeds sê, ek het besluit, ek sal dit nooit weer doen nie, want dit was al aan my gedoen. Ek sal dit nooit weer toelaat in my lewe nie, maar nie my wil nie, Vader, U wil. Ons is vinnig om ons eie dinge oor onsself uit te spreek, in plaas van om te besef, nie my wil nie, Vader, maar U wil. Ons weet nie wat sy plan is nie. En wanneer daar dinge oor ons lewe kom, is daar 'n rede daarvoor. Ons moet bid vir krag. Ons moet net God vertrou. Want al gaan ons in die vuuroond in, sal ons nie eers na die rook ruik nie. Want hy sal jou beskerm solank as wat jy hom vertrou. Daai 3 manne op pad na die oond toe het God vertrou. Nie een oomblik het hulle opgegee nie. Nie my wil nie, Vader, maar U wil. Ek sal aanhou doen wat U my geroep het om te doen. Ek sal aanhou glo, ek sal aanhou vertrou, want U gee die vrede wat hierdie wêreld nie kan gee nie. In Jesus naam. Dankie, Here, vir die vrede wat U in ons harte plaas. Dankie, Here, dat U ons elkeen geroep het by die naam, Here. Dankie dat ons vandag ook kan sê, nie my wil nie, Vader, maar U wil. Maak nie saak wat die mens aan ons doen nie, maar dit maak saak, Here, wat U wil is in my lewe. Ek sal die pad stap, Here. Maak nie saak hoeveel klippe gegooi word nie. Maak nie saak hoeveel houe geslaan word nie. Nie my wil nie, Vader, maar U wil. Want U gaan ons vooruit, Here. Ons is nie op hierdie aarde sonder U nie. Here, toe U uit opgevaar het na die hemel, vooraf het U 'n belofte gemaak en gesê, dat ek is nou met julle, maar ek stuur vir julle 'n trooster, want ek laat julle nie wees agter nie. En U woorde was gewees, ek is met julle. Want ons weet, Here Jesus, U het die Heilige Gees gehad. Alles wat U gedoen het op die aarde en nog meer sal ons doen, dit is U bevel. Here, laat ons daai tree gee om dit te doen. Laat ons die pad stap, Here. Want U het ons geroep. Vader, deur die Heilige Gees weet ons U lei ons op. Deur die Heilige Gees weet ons U het ons vooruit gegaan. Deur die Heilige Gees weet ons dat U leer ons, U neem ons na die regte plekke, as ons gehoorsaam is. Jesus kon na 'n ander plek toe gegaan het, en hulle het hom nie daai aand gevind nie, as hy nie gesê het, nie my wil nie, Vader, maar U wil. Maar hy het gegaan na die regte plek toe, sodat op die regte oomblik, op die regte plek kan wees. Nie my wil nie, Vader, maar U wil.
Help ons, Here. Help ons om nie in swakheid te reageer nie. Help ons om nie in vrees te reageer nie. Want ons is geneig om dinge te sê dat ek sal nie weer so iets in my lewe toelaat nie, terwyl ons nie weet wat U wil is nie, Vader. Soms gebeur dinge sodat ons oor dit kan kom. Vader, want ons vertrou U. En ons weet dat U was ons skoon. U versterk ons, net soos U vir Jesus daar in Getsemane krag gegee het. In 'n oomblik sal alles verander. Here, en so is ons dankbaar vandag dat U ons altyd krag gee. Selfs wanneer ons dink U nie daar is nie, selfs wanneer ons dink ons gebede word nie gehoor nie, selfs wanneer ons ook daar sit op ons knieë en voel, daar is niks oor nie. Weet ons, Here, dat U raak ons aan, U gee ons krag. En U het ons veilig gebring tot hier waar ons is vandag. En dat U plan en U troos oor ons lewe nog steeds daar is. Vader, maar vandag vra ek, Here, dat U elkeen wat hier is vandag sal salf met 'n nuwe olie. Vader, 'n hemelse olie, vra ek dat U elkeen nou sal salf, Here. Want ons begeertes is nie in hierdie wêreld nie. Ons begeertes is by U, Here. Ons wil nie ons eie wil volg nie, ons wil U wil volg, Here, want ons weet, wanneer ons in U wil is, dan gebeur die dinge op die regte manier, soos wat U dit beplan. Dankie vir hierdie dag, Here, en dankie vir dit wat nog voor lê in hierdie dag, in Jesus naam. Vader, ek vra dat U elkeen sal seën wat hier is vandag, Here, vir die tyd wat hulle afstaan om te luister na die woord vandag, Here. Elkeen wat hierdie woord ontvang, Here, soos ek dit ook later op YouTube gaan sit, Vader, vra ek dat die regte mense sal luister daarna, dat hulle gevoel sal kry deur die woord, Here, dat U hulle sal aanraak en dat daar iets sal gebeur in hulle lewe. Dat hulle sal besef, Here, hulle moet op die pad stap wat U hulle stuur. Maak nie saak van die houe wat na hulle kant toe gegooi word nie. Maak nie saak van die pak slaaf, die klippe nie. Maar dat ons dit sal vat soos mense wat U geroep het by die naam. Nie ons wil nie, maar U wil, Vader. In Jesus naam. Sê ons dankie. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die week wat voor lê. Dankie vir 'n dak oor ons koppe. Dankie vir 'n bed om in te slaap. Dankie vir elke dag se voedsel. Dankie vir die geestelike voedsel. Dankie vir vriende. Dankie vir mense wat in Christus is, wat ons die pad kan wys, wat ons kan leer, wat ons vorentoe vat. Dankie vir elke sonskyn in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Voel sommer beter. Nie ons wil nie, maar die Vader se wil. Ek bid dit toe oor julle lewe, mag hy julle aanraak, mag hy julle seën, en ek kan net sê shalom. Dankie. Sondag vir almal, baie dankie vir die preek. Dankie so vir die woord. Ja, dat het 'n mens bietjie geraak. Ek het nog vol luister gestaan en ja, dat bevestig nou net weer wat ek gestaan nou geluister het. Baie dankie en 'n mooi rustige dag vir jou. Tannie ook. Net baie dankie vir die vertroue en die woord. Dankie Tannie, dankie ook vir daai bevestigende woord. Ja, nee, dit is vir my baie belangrik daai bevestiging. Baie dankie. Amen, ek stem. Dankie Tannie. Mooi dag. Okay, papa. Bye.